Dis koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman op hierdie pragtige Saterdag Shabbat. Mense, dankie dat jy vandag ingeskakel is by koffietyd en ek glo en vertrou vandag gaan jy 'n deurbraak beleef in jou lewe en daarom het ek vandag my skouerkleed aan. Baie mense noem dit 'n talit, ander weer 'n gebedsdoek, maar hierdie is vandag my skouerkleed en dis wat Dawid aangetrek het. Onthou jy toe Dawid en sy manskappe teruggekom het van die slagveld en toe hulle by hulle tentwonings kom, toe besef hulle maar, my vrou is gesteel, sy's gehijack, my kinders is weg, my meubels is gesteel, my kamele, my donkies, my perde, alles is verbrand, die vyand het ingekom en hulle het alles verbrand. En Dawid het nou 'n deurbraak nodig. En hy gaan in die teenwoordigheid van Jothai, Wafai, die Almagtige. En hy bid hierdie gebed. Hy sê, Vader, hy trek sy skouerkleed aan. Hy sê, Vader, dis wat die vyand gedoen het. Kan ek die vyand agterna jag? Dit is belangrik om in elke aksie wat jy wil doen, dat jy eers by Vader sal hoor. Met ander woorde, soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. En Vader antwoord Dawid. Hy sê, Dawid, agtervolg en jy sal geluk. Jog, en toe ek dit lees, toe besef ek, maar dit is wat ons vandag nodig het in Suid-Afrika. Elke koffietydkyker, as jy vandag 'n deurbraak nodig het, ek het my skouerkleed aangetrek. Ek staan soos 'n Dawid namens die volk en ek wil uitroep, Vader, daar's mense wat beroof is, daar's mense wat benadeel is, daar's mense wat 'n deurbraak nodig het. Guns by Elohim, guns by mens, sodat ons deurbrake kan beleef en ervaar, want die vyand het kom steel, slag en verwoes. En Dawid roep uit, hy sê, sal ek geluk wanneer ek my vyand agterna jag. Vandag as jy ingeskakel is, kan jy dalk uitroep, Vader, ek het 'n deurbraak nodig. Daar's soveel van my ontneem, daar's soveel van my gesteel. En hierdie skouerkleed, mense, is nie Joods nie, glad nie. Ek bedoel, Meester Yeshua, wat ons voorbeeld is, hy is die lopende, lewende Torah. Hy het dit aangehad, hy het hierdie kleed aangehad. So my kleed vandag, ek maak my toe met wit, wat reinheid simboliseer. Ek maak my toe met hierdie persgedeeltes, wat natuurlik koninklik simboliseer, en hierdie goue strepe, wat geregtigheid simboliseer. So mense, ek is toegemaak vandag, met hierdie skouerkleed van reinheid, geregtigheid en koningskap. En dan hierdie twee menorahs, wat om my nek hang, hierdie twee menorahs simboliseer die attribute van die Heilige Gees, opgeteken in Jesaja 11 vers 2. Nou, Nehemia het 'n deurbraak nodig gehad. En Nehemia is die skinker van die koning, en hierdie dag is hy ontsteld, hy's teleurgesteld, hy's bekommerd oor sy volk, soos ek vandag bekommerd is oor Suid-Afrika, oor Namibië. En ek wil vandag my skouerkleed aantrek om te sê, Abba, ek trek hom vandag aan vir iemand wat 'n deurbraak nodig het. En Nehemia bid hierdie pragtige gebed. En Nehemia ontvang guns by Elohim, guns by die koning, en hy ontvang guns by homself. Het is belangrik dat jy tevrede sal wees met betrekking tot jou besluit. So 3 partye is teenwoordig. Nommer 1, Jothai, Wafai, die Almagtige, guns by hom. Tweedens, guns, deurbrake, by mense, wat vir jou die toegang gee tot jou deurbraak. En dan nommer 3, guns by jouself, dat jy sal weet wie is jy, waartoe jy in staat is, en wat is jou identiteit. Dawid het hierdie skouerkleed aangetrek met die wete, hy is die koning van Israel, hy moet die manskappe lei, hy moet die manskappe laat deurgaan, in hierdie moeilike taak wat hulle nou in die gesig moet staar. En dalk vandag, by koffietyd, staar jy 'n moeilike gedeelte, moeilike deurbraak in jou lewe in die oë. Maar hoor hierdie pragtige gebed van Nehemia, en dis vandag my gebed, vir jou, wat dalk miskien 'n deurbraak nodig het. Nehemia bid hierdie gebed, hy sê Elohim van die hemel, groot en onsagwekkende Elohim. Is dit nie mooi nie? Ja, toe ek het lees, toe besef ek, wow, wat 'n gebed. Abba, vandag gaan ek my skouerkleed aantrek vir Suid-Afrika, vir Namibië. Hy sê, u handhaaf u verbond, en u liefde is teenoor die wat u liefhet, en u gebooie bewaar. Dit is belangrik hierdie. Dit is belangrik om in die protokol, dit is belangrik om dit te doen, wat vir Vader welbehaaglik sal wees. Hy sê, gee ag op my gebed, wat ek sonder ophou tot u sal bid. Ja, bid jy nog? Soek jy nog die aangesig
van die lewende God vir jou deurbraak, want wat is by jou beroof en gesteel en van jou ontneem? Hy sê, gee ag op die gebed, wat ek sonder ophou tot u bid. Ek doen vandag belydenis. Ek doen vandag belydenis vir die sonde wat ek begaan het. Nie die mense om my nie, nie wat mense aan my gedoen het nie, terloops, wat mense aan jou doen, kom nie op jou rekord nie, maar wat jy terugdoen aan hulle, dit kom op jou rekord. Ek doen vandag belydenis van wie die sonde wat ek teenoor u begaan het. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan u gebooie, u instruksies en u bepalings. Abba, ons het u nie geëer nie. Dis hoekom ons lewens so lyk. Dis hoekom my kinders so lyk. Dis hoekom my huishouding. Dis hoekom my finansies. Dis hoekom my huwelik. Dis hoekom my besigheid. Dis hoekom my lewe so lyk. Ons het u nie geëer nie. Dis die gebed wat Nehemia bid. Hy sê, Vader, luister asseblief vandag na die gebed van u knegt, om u naam weer te eer. En daarom vandag, by koffietyd, het ek my skouerkleed aan. Ek het hom aan vir 'n deurbraak in my en in Amelia se lewe, 'n deurbraak vir jou wat vandag ingeskakel is. Hy sê, Vader, luister asseblief na die gebed van u knegt. En ek vind dit vandag by koffietyd 'n vreugde om weer u naam te eer. Laat my voorspoedig wees. Dawid, jy sal geluk. Vandag by koffietyd, jy sal geluk. Die deurbraak is op pad. Laat my asseblief vandag voorspoedig wees. Vader, hierdie week wat voorlê, dit wat ek moet doen, die besluite wat ek moet neem, die keuses wat ek moet maak, die T-aansluiting waarby my lewe gaan aansluit, waar ek of links of regs moet gaan. Vader, rig my voetstappe. Ooreenkomstig Jesaja 11 vers 2, dat my lewe reinheid voor die aangesig sal wees. Dat my lewe 'n koninklike man, vrou sal wees voor die aangesig. Ooreenkomstig 1 Petrus 2 vers 9. Vader, dat hierdie goud, wat geregtigheid in my lewe moet simboliseer, dat dit sal uitvloei uit my mondering uit. Vader, laat my hierdie week voorspoedig wees, dat ek guns sal geniet, by God en by mens. Dis wat Nehemia gebid het. Nehemia was die skinker gewees vir die koning, en hy het toestemming gevra by die koning om die muur te gaan bou van Jerusalem, wat in flarde was. Die poorte was verbrand, die mure was gebreek, en dis vandag hoe ons huishoudings lyk, ons finansies, ons toekoms. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. En Nehemia kom en hy bid hierdie gebed voordat hy die koning gaan vra het. En ek glo dat Vader het gesê, Nehemia, bid hierdie gebed, gaan in sy teenwoordigheid, jy sal geluk. En die koning het vir Nehemia se versoek toegestaan. Hoor gou wat sê Nehemia, hoofstuk 2, vers 4. En toe hy instap by die koning, sê die woord, hy sê, is daar 'n skietgebed. Hy sê, toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy wil vra, Nehemia? Is daar iets vandag wat jy by Vader wil vra? Is daar iets vandag by koffietyd wat jy sê, ek steek my hand op, Abba, ek het u nodig in hierdie area. Is daar enige iets wat jy van my wil vra? En net voor Nehemia die koning antwoord, sê die woord, ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel. Is dit nie amazing nie? 'n Skietgebed. So wat ek jou wil vra vandag is, trek jou skouerkleed aan. Gaan na jou binnekamer. Sê, Abba, sal ek geluk? Dis wat ek wil doen. Ek het 'n deurbraak nodig. Dis hoe my lewe lyk. Dis wat gebeur het. Abba, ek het gesondig teenoor u. Vader, ek het u naam nie geëer nie. Ek het nie gewandel in u protokol nie. Ek het nie dit gedoen wat in u wil is, in terme van u instruksies, u gebooie en die bepalings van die woord nie. Ek het u naam nie geëer nie. Maar vandag trek ek my skouerkleed aan, soos 'n Dawid. Ek bekleed myself vandag met reinheid. Ek bekleed myself vandag met 'n koninklike kleed. 1 Petrus 2 vers 9. Ek bekleed myself met geregtigheid. En wanneer jy daai gebed gebid het, dan staan jy op. Jy trek jou skouers terug en jy stap in, sodat jy guns kan geniet by God en by mens. En dat jy die deurbraak sal beleef en ervaar, dit wat jy vandag versoek by koffietyd. Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel. En toe gebeur dit. En die koning sê van Nehemia, Nehemia, hoe lank gaan dit jou vat om hierdie muur te bou? Jy kan maar gaan. En hy skryf 'n brief en hy sê vir hom, hier is jou verlof, hier is jou skrywe, hier is jou autoriteit, hier is jou mandaat, hier is jou power of attorney,
gaan en gaan doen dit. Halleluja! En vandag verklaar ek 'n power of attorney in jou naam, dat jy dit kan doen waartoe Vader jou roep, sodat jy 'n deurbraak sal beleef en ervaar. En wanneer jy dit kry, en wanneer jy die toestemming kry, en wanneer jy dit beleef en ervaar, moenie vergeet om Vader die eer te gee nie. Ons het lank genoeg sy naam nie geëer nie. Hoor wat sê Nehemia. Hy sê, my God het sy hand oor my gehou. My God het sy goeie hand oor my gehou. En die koning het my versoek toegestaan. Dis vandag my gebed vir jou. Dat Vader jou versoek sal toestaan. Ek het my skouerkleed aan. Ek manifesteer vandag namens jou, namens myself. Ek manifesteer, Vader, ek het guns vandag nodig by Jotai, Wafai, die Almagtige. Ek het guns nodig by mens. Ek het guns nodig, Vader, dat ek weet wat ek sal doen in die naam van Meester Yeshua. So mense, by koffietyd vandag verklaar ek oor jou lewe, dat jou deurbraak sal plaasvind, dat jy hierdie week sal uitgaan, met geregtigheid, met reinheid, met 'n protokol wat in Vader se wil is, en dat hy jou sal seën na die rykdomme van sy heerlikheid. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel is by koffietyd, en ek verklaar vandag 'n deurbraak in jou lewe, soos wat Dawid die skouerkleed aangetrek het. Hy het agtervolg en geluk, so sal jy geluk hierdie week. Tot 'n volgende keer, Frik Weideman, koffietyd by die rots. Shalom.